Deuteronomium, hoofstuk 15. Elke 7de jaar, aan die einde daarvan, moet alle skuld afgeskryf word. En dit is hoe jy dit moet afskryf. Elkeen wat skuld gegee het aan 'n mede-Israeliet, moet daardie skuld afskryf. Hy mag nie sy mede-Israeliet dwing om sy skuld te vereffen nie, omdat hierdie kwytskelling tot eer van die Here afgekondig is. Jy mag wel 'n buitelander dwing om sy skuld te vereffen, maar jou mede-Israeliet mag jy glad nie aanmaan nie. Onder julle behoort daar geen arm en behoeftige mense te wees nie, omdat die Here jou God jou sal seën in die land wat hy aan jou gaan gee om erflik te besit. Dit sal gebeur indien jy baie goed luister na die gebooie wat ek jou voorhou en dit getrou nakom. Volgens sy belofte sal die Here jou God jou seën, en jy sal aan baie ander nasies leen, terwyl jy self nie die behoefte sal hê om te leen nie. Jy sal ook oor baie ander nasies heers, terwyl geen een van hulle oor jou sal heers nie. Dit is egter moontlik dat daar tog iemand in jou land, in een van jou dorpe, een van jou mede-Israeliete kan wees wat arm en behoeftig kan raak in die land wat die Here jou God aan jou gaan gee. As dit gebeur, mag jy nie jou hand toehou of jou hart verhard teenoor daardie mede-Israeliet nie. Met 'n gewillige hart moet jy jou hand wyd oopmaak en jy moet aan hom volgens sy behoeftes leen, alles wat hy nodig het. Waak teen slegte gedagtes soos dat die jaar van kwytskelling, die 7de jaar, baie naby is, en dat jy dan wegkyk vir jou broer se behoeftes en hom niks gee nie, want hy sal tot die Here roep en dit sal 'n sonde word vir jou. Met 'n gewillige hart moet jy aan hom gee sonder om daaroor te kla. As jy dit so doen, sal die Here jou God al jou hande werk seën. Daar sal altyd armes in die land wees. Daarom gee ek nou hierdie bevel: hou jou hand wyd oop vir jou mede-Israeliet, die ellendiges en die armes wat in jou land is. Wanneer 'n Hebreëse man of vrou, 'n mede-Israeliet, hom verkoop aan jou as skuldslaaf, mag hy slegs 6 jaar lank vir jou werk. Jy moet hom in die 7de jaar laat weggaan as 'n vryman. Jy moet hom nie met leë hande laat weggaan as hy die dag van jou af weggaan as 'n vryman nie. Gee hom 'n groot geskenk uit jou kleinvee, dorsvloer en wynpers. Gee vir hom genoegsaam van dit waarmee die Here jou God jou geseën het. Moenie vergeet dat jy ook 'n slaaf in Egipte was nie, en dat die Here jou God jou bevry het nie. Om hierdie rede gee ek jou vandag die bevel. Indien hy egter vir jou sê, ek wil nie vry weggaan nie, omdat ek jou en jou familie lief gekry het, en omdat dit goed gaan met my by jou, dan moet jy hom na 'n deur toe vat en 'n els deur sy oor in die deur steek, en hy sal vir altyd jou slaaf wees. Dieselfde reël geld vir jou slavin. Moet ook nie daarna opsien om hom as 'n vryman te laat weggaan wanneer sy diens van 6 jaar verby is nie, want hy het jou dubbel die loon van 'n huurarbeider gespaar. Dan sal die Here jou God jou seën met alles wat jy aanpak. Die manlike eersgeborenes onder jou beeste en kleinvee moet jy eenkant hou vir die Here jou God. Sulke beeste mag nie vir werk ingespan word nie, en sulke kleinvee mag nie geskeer word nie. Jy en jou huisgesin moet hulle jaarliks in die teenwoordigheid van die Here eet op die plek wat hy sal kies. Indien die dier egter 'n liggaamsgebrek het, soos blindheid, lamheid of enige ander gebrek, mag jy dit glad nie aan die Here jou God offer nie. Soos in die geval van die gemsbok of die takbok, mag die rein sowel as die onrein persoon dit eet in jou stad. Die bloed daarvan mag egter nie geëet word nie, maar moet op die grond uitgegooi word soos water.